Die som van ons probleme stuur vir almal. Die aha moment toe ek die Afrikaanse album, toe ek nou begin, toe ek besluit het om dit te doen, dit was actually Paul Thacker van Sony Musiek het my gebel. Hulle het select soort van gemerge mee. So toe het hulle vir my 'n recorddeal gegee, kind of, vir 'n Afrikaanse album. So ek gedog ek gaan dit baie later doen in my carrière. Ek gaan dit nog altyd gedoen het. So en toe skiem ek wel, this is it. Plus ek is 10, hoeveel solo albums het ek al gedoen? 5, 6, 7, so ek is I think it's time to do something different. Wel, vir my is dit verskriklik nuut om in Afrikaans te sing of om te skryf. Sing is sing, maar jy skryf die skryfwerk was interessant en dit het vir my so 2 songs gevat en toe gaan die sluise oop en toe ewe skielik begin dit baie lekker raak om te skryf in Afrikaans en dis waar wat jy sê, dit voel vir my verskriklik vars en nuut en hopelik kom dit in die musiek uit. Ek weet daar's al duisende en duisende Afrikaanse albums gemaak en goed, maar vir my het die album 13 verskriklik nuut gevoel en vars gevoel. En dis omdat dit is vir my en dis hoekom ek nou is dit vir my half weirdly moeilik om in Engels te skryf, want vir my klink enigiets wat ek in Engels skryf klink vir my soos 'n cliché. Because Engels is al vir honderde jare gedoen in musiek van rock and roll tot blues en alles. So eintlik die Afrikaanse album moet ek nou my sokkies 'n bietjie optrek as dit nou weer by my Engelse musiek kom. So wel ons kyk dan om 'n nuwe Springbok Noodle album te doen. So ek is 'n bietjie daaraan geskryf. En so ja, the pressure is on, maar ek kyk al klaar met my volgende Afrikaanse album wat hopelik einde van volgende jaar 2018 begin 2019 sal ek graag wil uitbring. Dit was 'n weird geval van toe ek gewoond raak aan my eie stem sing in Afrikaans en die skryfwerk, toe voel dit vir my alles asof dit dis ongelooflik maklik. Dit kom baie natuurlik deur, so it's like, maar ek is bly ek het so lank gevat om dit te doen. Because nou het dit so half my carrière 'n nuwe hupstoot gegee in 'n sekere manier vir myself in 'n kunstige in 'n artistic way of looking at it. In 'n ander dimensie. It took me to another universe. En aan die ander kant van die baai het jy nee man, ek kom van 'n Afrikaanse op weet huis af, so en ek van Woester af, ons is verskriklik my pa is 'n C Langenhoven en fan en stuff, so ek het vir Hunter Kennedy ingekry om bietjie net te seker te maak dat my Afrikaans, want ek dink hy is briljant. Maar op die einde van die dag het ek meer ou Afrikaanse woorde geken as hy, dink ek. Vir my vrou, is dit 'n regte woord? Sê vir my, ja, dit is 'n woord. Okay, so ja, ek voel op hierdie stadium baie gemakliker om Afrikaans te doen. Ek dink baie kunstenaars het dit baie makliker vir my gemaak. Mense soos Fanny Volvrou beweging tot Battery 9 in die 90s, which I thought was brilliant, en dan ook deesdae, jy weet, Fok of Polisiekaart, Fransje van Kouk, hulle, Karen Zoid. Ek meen, Karen en Fransje is vir my deesdae, ek dink vir baie mense, die grootste ding in Afrikaanse musiek, op 'n sekere manier, wat 'n regtig wonderful ding is wat gebeur het in Afrikaanse musiek. Dis nou regte musikante wat actually meer dan die voorgrond toe kom en wat ook bietjie left of center is, which makes things for me easier to fit in. En jy weet, mense soos Bitter Eindes, daar's interessante musiek daar buite en jy weet, ja, dit het my jare gevat om, dit was maar moeilik in die begin om vir my te dink aan dat ek gaan gegooi word saam met 'n groep in Afrikaans. Jy weet, daar's maar party musikante wat vir my 'n bietjie sketchy is, wat ek kon nie myself vereenselwig om Afrikaans te doen met daai tipe geskiedenis nie. Niks te doen politiek nie, maar actually met die Afrikaanse manier hoe hulle musiek verwerk het. Maar deesdae, soos ek sê, is daar musikante wat wel deur die jare soveel groundbreaking werk gedoen het, dat dit maak dinge vir my makliker om 'n bietjie in te slot in die storie in. En ja, like I say, it's broadening my horizons as a kunstenaar as well. Jy weet, vir my, ek sien dit asof dit,
ek paint en is om my landscape to broaden my landscape. Soos byvoorbeeld ek het 5 aande saam met Celine Dion gespeel in Londen. En daar was so 4, 5 songs aan haar hele setlist wat Frans was. En ek hou meer van haar Franse musiek as haar Engelse musiek. So so te dank aan Afrikaans is daar ook nou hierdie as 'n interessante sy aan my musiek wat baie van my vriende in die UK en fans in die UK en Amerika en in Europa nou hoor hulle dit dan ek dink dit maak mense net meer geïnteresseerd. Ek meen Afrikaans is 'n baie sterk taal in 'n land waar ek meen 4 miljoen, 6 miljoen mense praat dit in die wêreld miskien. So of miskien baie meer, maar ek dink so. En die groot ding is dis hoekom die aanhangers van Afrikaans musiek ook so verskriklik patrioties is oor die taal. So ja, dit maak my lewe meer interessant. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.